Maar ja, as dit 'n lekker woord om te share, en voor ek die woord share, wil ek net hierdie storie vertel. Ons een keer 'n ou gewees wat besluit het, hy gaan op sy seiljag klim, en hy gaan om die wêreld vaar. Bietjie sien hoe lyk die wêreld, en hy's lus vir 'n avontuur. En hy is al so halfpad om die wêreld, toe kom daar 'n groot storm, en sy boot slaat om, en dis chaos, en hierdie ou swem, en hy sien daarom eers, hy het naby 'n eiland omgeslat, en hy's daar op die eiland. En daar's niemand op die eiland, net hy, maar gelukkig, dankie Here, soos die paradys, daar's genoeg vrugte en daar's water, die ou kan oorleef. Maar dit is 'n area waar omtrent nog niemand vaar nie, dit is so halwe onbekende area, so daar's nie eintlik skepe en goed, so hierdie ou bly vir 'n paar jaar daar. Een of ander wonderwerk gebeur, ergens 'n oorlogskip kom daar verby, en hierdie ou staan op die strand, en hy waai, en iemand op die oorlogskip kyk, en hulle sien daar's 'n ou op die strand, en hy laat weer die kaptein, daar's iemand op die strand wat te kere gaan. Kaptein sê, nee, stop, laat ons op die boot klim, laat ons gaan kyk, wat gaan aan daar? Miskien kan ons die man help. En die kaptein en van sy bemanning kom daar op die strand, en hierdie ou is so bly om hulle te sien, en hy is so dankbaar. En die kaptein gesels met hom en hoor sy storie, en toe hy so rondkyk, sien hy, maar hierdie ou bly al lank hierso. Hierdie ou het al 'n klomp huise gebou hierso, en hy vra vir die ou, nou wat se gebouetjie is daai? Hy sê, nee, dit is my vriend se huis. Hy dink, yes. Okay, alright, maar anyway. En hierdie gebou wat hier staan, hy sê, nee, dit is my huis, waar ek bly. Hy sê, en hierdie derde gebou, wat's dit? Hy sê, nee, dit is my vorige vriend. Maar ek kom nie meer nie. So mense, ek wil vir jou sê, nee, maak saak waar jy is nie, maak saak waar jy gaan nie, iemand gaan iets doen, nee, wat nie vir jou lekker is nie, nee, en wat gaan jy maak, hoe gaan ons reageer? Kom ek vertel jy 'n storie van Saulus wat Paulus geword het, en ek wil vir jou lees daar so in Handelinge 9, jy lees daar in Handelinge 9, as jy wil oopmaak daar vir vers 1, sê, maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. So hiersoos Paulus, hy was nie dieselfde bootjie gewees, Paulus was 'n man van God gewees, maar hy het die mense van God vervolg. Saulus was die een gewees wat toe hulle vir Stefanus gestenig het Saulus daar gestaan en hy het sy goedkeuring gegee, en Saulus was die een wat die mense se baadjies vasgehou het, en hy het gestaan en kyk na 'n man wat op sy knieë is, wat sy hande opsit na die hemel, wat getuig van die Here en die goedheid van die Here, en hoe die Here hulle uit Israel uitgebring het. Hy het dit gesien, en hy het nog steeds sy goedkeuring gegee daarvoor. Saulus is die een wat 360 kilometer ver geloop het van Jerusalem na Damaskus om Christene te boei en hulle terug te bring gevangenes toe. Jy weet, Damaskus was 220 kilometer, maar onthou, Saulus was 'n man van God. Hy het God gedien. Hy wil nie deur Samaria geloop het nie, want ek wil die Here se wil doen, en ek kan nie geassosieer word met daai mense nie. So ek gaan in plaas dat ek 220 km loop, gaan ek 360 km loop. Want ek dien die Here. Ek is lief vir God. Ek doen sy gebooie. Ek onderhou sy gebooie. Die Engels sê, Paul had a zeal for God. He was zealous for God. Hy was lief vir God, het God se wil gedoen. Nou, dis so goed, ek vra vir jou, vandag, wie is lus om gou saam met my Bloemfontein toe te loop? Daar's 'n ou wat ek nie like, nou gaan hom gou uitsort. Jy laf, maar wie gaan Bloem toe loop? Jy laf. Saul het 360 km geloop, om 'n paar ouens te gaan uitsort. Maar weet jy wat gebeur toe? Toe dag die Here op. Die dag die Here op in sy lewe, ek love it. Kom ek lees vir jou. Handelinge 9 vers 3. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. God is nie 'n lig nie, hy's die lig. En hier kom die Here en hy omstraal hom. Die Here omstraal vir Saul.
Vers 4, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die Here sê, waarom vervolg jy my, Saul? Vriende, ek was Saul gewees. Ek was in hierdie wêreld gewees, dink, ek het kerk toe gegaan. Sondag sit ek in die kerk. Maar naweekie wil ek nie huis toe gaan nie, want ek is 'n student, en elke naweek is huis toe gaan, preek my ma vir my. En ek like dit nie. En dan redeneer ons elke naweek, so ek is nie lus om huis toe te gaan nie. En as ek op vakansie is, dan daag jy sending, maar ek weet nie hoekom stuur die Here sending as ek op vakansie moet gaan nie. En dan wil hy die hele tyd is hy by my en dan wil hy my vertel. En in my werksplek is daar 'n ou, wat jy al vertel van Willie. Elke week nooi my na sy klein groepie toe. Nee. Maar ek like nie vir Willie nie, want hy wil my nie uitlos nie. Want ek is okay. Ek is okay. Ek gaan kerk toe. Ek het ook 'n lewe. Nee, en dan is daar ander goeders wat gebeur. En mense, dan raak ek kwaad vir die mense, en ek raak kwaad vir my ma, en ek raak kwaad vir die ouens wat heeltyd aan my karring. Nee, want ek is okay. Maar weet jy mense, eintlik vervolg ek die Here. Want weet jy wat wil hy? Doen net wat die Here vir hom sê hy moet doen. My ma doen net, nie haar eie wil nie. Sy doen wat die Here vir haar sê sy moet doen. Daai sendeling, hy doen wat die Here vir hom sê om te doen. So eintlik is my geveg nie teen vlees en bloed nie. Dis teen die Here. Want die Here kom, en soos ons ook, as die Here jou stuur, en sê, hy gaan gee vir iemand 'n woord, hy gaan praat met iemand, dis die Here wat jou stuur, en dis die Here wat oortuig, ek reg, die Heilige Gees is die wat oortuig, ons is nie die instrument, maar hoeveel keer veg ons nie mekaar nie, hoeveel keer veg ons nie ander kerke nie, ja, maar daai kerk is so, en daai kerk is so, en die kerk doen dit, en daai mense doen dit, en daai mense maak so, en ten minste, dis soos, ek dink so maar aan was dit Paulus wat Priscilla gestuur het na Apollos toe, en sê vir hom, gaan help hom net reg, hy verstaan nie doopie so lekker, gaan verduidelik dit net vir hom. Jy weet, so partykeer wil ons, ja, almal is nie perfek nie, maar ten minste dien hulle die Here. Maar ons wil die mense gaan veg, ons mense uitsorteer, en ons is so besig met die kerk, wat van die verlore mense? Ons is so besig om mekaar uit te sort, en te kyk wat doen ons verkeerd, en die ou doen dit in die kerk, en nou like ek dit nie meer nie, en daai kerk maak so, en dat ons so besig is met daai goeie, so Saul is so besig met die ouens wat eintlik die Here dien, wat van die verlorenes? Hoekom het Paulus nie uitgegaan na die verlorenes van die wêreld toe nie? Hoekom het hy nie net sy missie gemaak en eerder na die hoofpriester en Elia gaan gesê, gee my 'n brief sodat ek die verlorenes kan bereik nie? Nee, gee my 'n brief laat ek die ouens wat die Here dien gaan uitsort. En dit was sy mission gewees, dat hy 360 km wil gaan om hulle uit te sort. Ek dink die Here moet bietjie opdaag, partykeer, ek wil net mooi sê, maar partykeer moet die Here in my lewe opdaag. Dit is nie so. Partykeer dink ek die Here se nodig dat die Here sy lig bietjie op die kerkmense kom skyn. Dit is nie so nie. Nee, want ons fight partykeer die verkeerde battles. Nee, ons fight mekaar en ons sort mekaar uit, in plaas van om sê, Here, gebruik my in hierdie wêreld. Here, laat ek daai energie en daai goed eerder in die wêreld gee. Laat ek eerder daar wees. Nou kom ons kyk. En hy val op die grond en hoor die stem vir hom wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? Mense, dit is my so mooi. Hier is Saul, man van God, zealous for God, wil die Here se werk doen en die mense uitsort en hy wil al die goeders doen. Maar hy vra, wie is u Here? Jy sien, want Saul dien die Here, maar hy ken nie die Here nie. Want as hy die Here geken het, was hy lief gewees vir Stefanus. As hy die Here geken het, het hy Damaskus toe gery om die ouens te support, nie om hulle gevange te neem nie. As hy die Here geken het, het hy eerder sy tyd spandeer om die verlorenes te gaan haal.
In plaas van die kerk te probeer uitsort. Dit is nie so nie, nee. Wie is die Here? Laat my dink aan Samuel. Hier is Samuel, ek het julle al vertel, Samuel 3 vers 1. Sê, en Samuel het die Here gedien, maar die Here het hom 3 keer geroep en hy het nie eens geweet dis die Here nie. Hy het elke keer na Elia toe gehardloop. En toe kom Elia en hy sê vir hom, "Ei, kom ek vertel jou van die Vader." En 4de keer toe die Here hom roep, toe hoor hy, want vers 7 sê, want Samuel het die Here nie geken nie. Sien, vers 1 sê, Samuel die Here gedien, maar hy die Here nie herken nie, want vers 7 sê, want Samuel die Here nie geken nie. Jy kan die Here dien, maar jy ken hom nie. Saul het die Here gedien, maar hy het hom nie geken nie. Want as hy hom geken het, sou hy geweet het, ek is besig met nonsens. Ek is besig om droog te maak hierso. En die Here moes opdaag, en sy lig skyn. Ek gaan nou vir jou wys daar. Vat Judas, ek dink Bruce van Johannesburg toe was dit vir ons sê, Judas het 3,5 jaar saam met die Here geloop en toe verloon hy hom. Hy het die wonderwerk sien, alles gesien. Hoe kan jy dan na alles dan nog die Here verloon? Dis omdat Judas die Here nie geken het nie. Hy het saam met hom geloop, maar hy het hom nie geken nie. Want as Judas God geken het, ja, hy sou sy lewe vir hom gegee het. Hy sou sy lewe vir hom gegee het. Nou ons sien dat Saul doen 3 goeders hierso. Toe die Here se lig skyn, gebeur daar 3 goeders. Die eerste ene is, die Here se lig kom in daai plek in. Johannes 1 vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. Die Here is 'n lig. Lig staan vir purity, vir reinheid. Die Here bring sy lig in daai plek, want hy wil sy reinheid in daai plek inbring. Daar waar Saul op pad Damaskus is om goddelike mense, om die Here se mense gevange te neem. Die Here sê, ek wil my lig in daai plek inbring. Ek wil my lig in daai plek bring. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie, want die Here se lig is 'n standaard wat opkom teen die duisternis. En die duisternis kan nie staan teen die standaard van God nie. En God het sy standaard gebring, want Saul het 'n standaard gehad, maar toe kom die Here en hy sit sy standaard daar neer, en Saul kon nie bly staan teen dit nie. Maar hierso is die ding, Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die Here sê, ek maak jou na my beeld, na my gelykenis, jy het my standaard. Ek moet die Here standaard vat, en staan teen dit wat in die wêreld is. En vriende, baie keer, ek weet nie of jy al 'n prentjie gevat het, en dan sit jy aan 'n prentjie, dan sien jy eintlik waaroor gaan hierdie prentjie. Nee, want op sy eie kan jy nie mooi sien nie, maar sodra jy iets daar sit, dan is dit asof hierdie 'n bietjie duidelik is. Jy weet, ek was in die wêreld, maar toe die Here my konfronteer deur my ma en daai goeters, toe besef ek, eintlik ja, ek is eintlik maar verkeerd. Ja, eintlik is my standaard eintlik nie die standaard nie. Want nou is daar 'n lig wat skyn en dit stel my bloot. En ek hou nie van bloot te stel en ek my hart beskerm. En nou is daar woede wat in my opstaan, want woede beskerm my hart en stoot mense weg. Jy sien, en nou draai ek my hart so beskerm, want ek weet, ek word blootgestel teen 'n standaard wat ek nie aan voldoen nie. Sien mense, die Here bring sy standaard in hierdie wêreld. Sy standaard is my en jou standaard. En jou standaard is die standaard wat ons in hierdie wêreld gee. Ek en jy hier so uitstap, as ons in hierdie week is die standaard. En ons is gemaak na God se beeld, na sy gelykenis. En is interessant, toe Saul nou daar val, hy staan op, toe sy eers 3 jaar afgesonder. Hy was in Damaskus en hy was in Arabië gewees. En as jy Galasiërs 1 vers 11 tot 20 lees, gaan dit nou gaan lees, sê dit, en die Here het self met hom kom praat en vir hom kom leer. Jy sien vriende, ek en jy kan ook self by die Here gaan leer en hoor. Want Psalm 119 sê, die opening van u woord bring lig. Jy sien vriende, ek en jy moet in die woord wees, ons God leer ken. En as ek en jy hom leer ken, dan raak dit ons standaard. Dit raak deel van wie ek en jy is. En dan is dit die standaard wat ek en jy gaan uitleef daar buite. Hoe reageer jy in omstandighede? Hoe tree jy op?
Hoe praat jy? Wat doen jy? Is jy daar vir die verlore mense? Is jy daar om die woord uit te gee? Is jy daar om die lig te skyn? Is jy daar om die lig te skyn? Ons moet die Here leer ken, en die tweede ding wat Saul doen, is hy val. Hy val in die teenwoordigheid van die Here. Ek en jy moet val in die teenwoordigheid van die Here. Vriende, ek en jy het nodig om nederig te wees, is nie altyd 'n gevoel nie, dis 'n keuse. En omdat die Here ons standaard is dit waarheen ek elke keer terugkom. Here, ek voel nie ek wil vergewe nie. Here, maar omdat U my standaard is, sal ek dit doen. Here, ek en my vroukie is nie nou baie lekker nie, maar omdat U die standaard is, sal ek dit uitsort. Geef my net so 2 dae. My vrou is een wat sy wil nou praat, maar ek kan nie nou praat nie, want ek voel nie lekker nie, ek moet eers afkoel en rustig raak, en eers bietjie agter my skilt wegkruip, en eers bietjie stilstype kry, en eers bietjie regkom, en eers daar by die lig wees, want die Here met my praat, want ek het sy standaard nodig, want myne is nie so lekker nie. Maar net hy en my vrou weet dit. Maar anyway, so hy val, vriende. Partykeer het ek en jy nodig om te val, om by die standaard te wees. Nie om daar te lê en sê, Here, wys my net weer. Praat met my, Here Jesus. En hy het gehoor. Vriende, ek en jy moet hoor. Die probleem is nie dat ek en jy die Here se stem hoor nie. Die probleem is dat hier binne is daar te veel geraas. Ja, ek sê nog my vrou, ek is nou moeg vir besluite neem, want ek weet nooit wat om te doen nie. Moet ek nou dit doen of moet ek nou dit doen, want hier is so baie geraas hier binne, dat ek weet nie lekker wat sê die Here nou vir my nie. Moet ek dit doen, moet ek dit nie doen nie. En partykeer moet ek net gaan stil raak by die Here, ek moet net daar gaan lê. Net, want ek het so baie geraas. Stemme, my stem en die wêreld se stem. Nou probeer die Here se stem ook nog daar inkom. En ek baie stem, maar glo vir my, die Vader wil met jou praat. Die Vader wil met jou praat. En hy wil met jou praat soos 'n baas nie. Baas gee opdragte sonder verhouding. Vader God wil met jou 'n gesprek hê vanuit verhouding. En die Here wil met jou praat om vir jou te lei, nie om jou die mekaar te maak nie. Hy wil jou nie verwar nie. Hy wil jou lei. Hy wil jou rigting gee. Hy weet waarheen hy op pad is met jou. Hy weet wat sy plan vir jou. Saul, ek weet wat sy plan vir jou. Ek weet die potensiaal wat in jou is. Ek wil met jou praat. Ek wil jou lei. Ek wil nie die mekaar maak nie. Ek wil jou lei. Die beste plek om die Vader stem te hoor is, wees stil. Psalm 46 vers 11. Staan stil, wees stil en weet dat ek God is. En om naby te kom. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Jesaja 4 vers 8. En deur liefde. Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief het. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Vriende, ons moet naby God kom. Net soos dat ons naby aan God kom, moet ons naby aan mense kom. Daar's 'n ding wat sê, die 1 meter reël. Nou daar was 'n juffroukie gewees wat 'n klas gehad het, en in die klas het sy 'n seun gehad wat, hy was baie, hy klas baie disrupt, wat is 'n Afrikaanse woord? Ontwrig, hy het die klas ontwrig, man, hy was baie besig gewees, en hy het nie sy werk gedoen nie, en hy was net nie lekker gewees nie. En die juffrou het hom tot hier voor laat sit, en sy het alles getraai, maar het nie gewerk nie, en sy het gefrustreerd geraak met hom, en eendag toe besluit sy, ek is nou klaar, ek is nou moeg. En sy sê vir hom, man, jy bly agter, en ek gaan jou nou uitsort. Nee, ons gaan nou gesels, maar ons gaan hierdie ding nou uitsort vandag. En die skool kom uit, en hy bly agter, en die juffrou kom so, en sy begin met hom praat, volgende ook begin hy huil, en hy vertel net haar storie, van 'n gebroke lewe, en almal het hom verlaat, en onmiddellik kry sy compassion vir hom, want sy het 1 meter binne in sy spasie gekom, sy het sy hart gehoor. Vriende, ek wil vir jou sê, almal is nice mense,
Jy moet net binne 1 meter kom van hulle. Dan sal jy sien, dit is eintlik nice mense. Ek wil net jou storie hoor. En dan kry jy 'n hart vir mense. Mense, ek en jy het nodig om in 1 meter van Vader God te kom. Ek en jy het nodig om in daai stil plek te wees. Ek en jy het nodig om die Here te soek. Ek en jy het nodig om lief te raak vir sy woord. Ons sy woord eet. Ek onthou toe ek my hart vir die Here gee in Maart 99, het ek opgestaan vir grond of ek my lewe vir die Here gee. Ek het daai woord geëet. Ek was 'n gesondheidsdirekteur, so ek kon rondry deur die dag, wie kantoor vas wees, dan slip ek en dan gepak ek onder 'n boom, so dan lees ek die Bybel in werkstyd. Ja, ek kry net nie genoeg nie, ek wil net die Bybel lees. En dan gaan ek, as ek terugkom in Markwart waar ek gebly, dan gaan ek daar na die pastoor toe, sê, yes, check hierso, wat sê die Here hierso? Wow, ek het dit nog nooit gesien nie, wow. Hy het later, hy het seker maar bietjie moeg geraak vir my, want ek het hom baie gepla. Ek het hom baie gepla, maar hy was gracious geweest, hy het maar na alles geluister. Jy weet so, maar kry 'n honger vir die woord van die Here. Kry 'n liefde vir die dinge van die Here. En dan was daar 4 gevolge gewees wat gebeur het. En terwyl hy bewe en verbaas was, in Handelinge 9 vers 6, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Kan jy sien hierso, hy wil die Here soek, want hy vra, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Daar's 'n skuif in sy hart. Hy het die lig herken. Die lig het lig geword vir hom. En hy het geval, en hy het die Here gehoor. En toe dit in sy lewe gebeur, sê, Here, ek hoor, ek wil nou weet, Vader, wat wil u hê, moet ek doen? Ek soek u. En ek en jy moet dan op daai plek is waar ons die Here soek. Here, wat wil jy hê moet ek doen? Waar wil jy hê moet ek gaan? Here, wat is die wil vir my lewe? Wat moet ek doen, Here Jesus? Moenie die Bybel lees vir informasie nie. Lees die Bybel vir openbaring. Want die Bybel is nie net informasie nie. Dit is 'n openbaring van wie God is. Dit is 'n openbaring van sy wil vir jou lewe. Dit is 'n openbaring van hoe hy voel vir jou. Lees die Bybel en voor die Bybel is die Heilige Gees. Wys vir my. Ek wil dit deur die Heilige Gees lees, sodat as ek die Bybel lees, dan word dit lewe vir my. Dit word openbaring vir my, dit is nie net informasie nie. Dit is 'n openbaring van wie die Here. Mense, en as dit moet hier gebeur, want as jy dit lees, informasie is hierso, openbaring is hierso. Jy moet dit hier lees, die woord moet openbaring wees. En dan as die woord openbaring word, moet jy dit glo. Jy moet dit glo, dit gaan nie altyd sin maak nie, jy gaan nie altyd verstaan nie, maar jy moet dit glo. Jy moet dit glo. En dan as jy dit glo, moet jy sterf. Jy moet sterf in wie jy is, in jou manier, en wat jy dink, en in jou wil. En dan moet jy opstaan en aksie vat. En dan moet jy stap, en dit wat die Here vir jou sê. Maar herken die Here, soek hom in dit. En dan, as jy die Here soek, dan sê die woord, staan op, staan. En Saulus het opgestaan. Hy het opgestaan, hy het nie daar bly lê nie. Ek wil vir jou lees daarso in Job 5 vers 19. In 6 benoudhede sal hy red. Ja, in 7 sal geen onheil oor jou tref nie. Vriende, elke keer as jy val, gaan die Here kom en jou optel. As jy val, gaan die Here kom en hy gaan jou optel. Dis die woord van die Here is daar, hy gaan jou optel. Psalm 34 vers 20. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. Is hierdie nie bemoedigend vir jou om te weet, as ons die woord lees, word dit lig, en ons hoor God se hart, en ons hoor, Here, al val ek so Saul daar voor die voete, gaan hy kom en hy gaan my opstel, en ek gaan weer opstaan. Ek gaan opstaan, Here. Spreuke 24 vers 16, want 7 maal val die regverdige, en staan weer op. Maar die goddelose struikel in sy ongeluk. Sien jy, vriende, elke keer as jy val, staan op, kom terug na die lig toe. Kom net terug na die lig toe. As jy val, staan op, kom terug na die lig toe. Kom terug na wie die Here is, wie die Here sê jy is. En ek wil vir jou sê om op te staan. Gaan partykeer ietsie kos. Maar om te bly lê, gaan jy dalk alles kos. Ja, om op te staan is 'n prys. Kos iets. Maar as ek bly lê, gaan dit dalk alles kos.
So choose your battle. Choose your battle. Nee, want al twee is 'n battle. Nee. Hoe sê jy? Wat het jy gehad? Ja? Nou kom share. Nou kom share saam met ons, hoor. Dis reg. Die Here sê vir Joshua, wees sterk en vol moed, want krag is iets aan die binnekant, en moed is 'n uitvloei wat hier binne gebeur met jou daar waar jy lê, waar jy die Here soek, waar jy sy stem hoor, is daar 'n krag wat jou vul, wat jou sterk maak, sodat jy weer kan opstaan en na die Here toe gaan. Mense, ek wil vir jou sê, ons bly in 'n bang wêreld, maar hulle soek 'n onverskrokke kerk. 'n vreeslose kerk. Ons bly in 'n bang wêreld, maar hulle soek 'n vreeslose kerk. Ek en jy het nodig om vreesloos te wees, vriende. Ons gevul word en ons sterk is en ons moet opstaan vir die Here. En toe sê dit, en Saul gaan. En hy gaan. Matteus 16 vers 15, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Jou gebed moenie wees, Here, moet ek gaan nie. Dis nie wat jy moet vra nie, want die Here het sê jou klaar om te gaan. Jou gebed moet wees, Here, moet ek bly. Nee, want ek dink dis ons probleem. Ons wil bly. Ons weet ons moet gaan. Ons het dit, ons verstaan daai ding nou. Nee, ons weet ons moet gaan. Maar ons bly nog steeds. Jou gebed moet nie wees, Here, moet ek gaan nie. Jou gebed moet wees, Here, moet ek bly. Yes, jy moet gaan. Jy moet gaan. So hy het gegaan. Vriende, ek en jy is geroep, ons is gegrond en ons is gestuur in Christus. Moses sê, want ons het baie keer verskonings, Moses sê, ek kan nie praat nie, Here. Eksodus 3 vers 10, gaan dan heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel uit Egipte uit. Die Here stuur hom ten spyte van. Want dis is die ding van Moses. Nog voor Moses die verskoning gehad van ek kan nie praat nie, die Here al reeds al Aaron opgestel en hom gestuur. Toe Moses met die verskoning kom, toe sê die Here vir hom, Aaron is klaar op pad, jy sal hom halfpad kry. Die Here weet. Die Here weet wat, hy ken jou hart. Hy ken elke haar op jou kop, hy ken jou verskonings. Hy het klaar georganiseer. So los die verskonings nou. Hy het klaar in plek gesit vir jou. Jy moet net gaan. Hy sal daai goedjies sort. Gideon, ek is die minste, Here. Ons kan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie. Judges 6 vers 14. Toe draai die Here na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Jeremia, ek is te jonk, Here. Jeremia 1 vers 7. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou beveel, moet jy spreek. Petrus, ek is 'n sondaar, Here. Lukas 5 vers 8, toe Simon Petrus het sien, val hy neer aan die knie van Jesus sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. Kan jy die tissue kry asseblief? Die Here stuur jou nie alleen nie. Dankie my seun. Sorry, het gegou. Sê. Dan snyf ek nou die hele tyd. Die Here stuur jou nie alleen nie. Hy stuur jou in sy teenwoordigheid. Hy stuur sy teenwoordigheid saam met jou. Die Here sê, ek is met jou. Matteus 1. En 'n seun is gebore, sy naam is Immanuel, God met jou. Die Here stuur sy teenwoordigheid saam met jou. Hy stuur sy krag saam met jou. En jy sal krag ontvang. As die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuie wees. Die Here stuur sy krag saam met jou. Hy stuur sy mandaat saam met jou. Gaan en maak disippels. Vriende, jy gaan nie alleen nie. Jy gaan van daai plek van teenwoordigheid van die Here. En dan moet ek en jy doen. En dis wat Saul gedoen het. Hy het die Here gehoor.
Saul het opgestaan, hy het gegaan, en toe doen hy. Hy is gedoop, hy het die Here gesoek, hy het tyd met die Here spandeer, hy het gegaan en hy het kerke geplant en die wêreld geëvangeliseer, tot ek en jy vandag nog pluk ons die vrug van dit wat hy gedoen het. Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Jakobus 2:17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Ons moet die vrug dra, mense, van Jesus Christus wat in ons is. Vriende, ek doen nie werke om gered te word nie. Ek doen nie werke om iets te ontvang nie, maar ek doen werke omdat ek iets ontvang het. Ek doen werke omdat ek gered is. Ek doen nou werke uit dankbaarheid vir wat Jesus vir my gedoen het. Ek doen nie werke om te ontvang nie. Ek doen werke omdat ek ontvang het. Maar ons moet nog steeds werke doen. En sien, dis die verskil. Dis hoekom Jakobus, hy was bietjie frustreerd rondom dit, en dis hoekom hy so sterk gepraat het oor dit. Hy sê, geloof sonder werke is dood. Dis soos 'n liggaam wat nie asemhaal nie, hy's dood. Dis soos geloof, hy's dood, dis 'n dooie geloof, as daar nie werke is nie. Want hoe kan ek sê ek's gered, maar ek leef dit nie? Dan, ek gebruik altyd 'n voorbeeld. As ek sê ek's 'n sokkerspeler, ek is lief vir sokker, maar jy sien my nooit by die baan nie, jy sien my nooit met 'n sokkerbal nie, ek ken nie eens die reëls nie, ek ken nie eens Bafana se spelers nie, ek weet niks van sokker af nie. Dan gaan jy maar sê, ag man, wat sokkerspeler is jy man, jy's nie 'n sokkerspeler nie. Want jy erken mos 'n ou wat lief is vir rugby. As jy braai, dan is dit onmiddellik, hey ouens, die laaste game hoor, jy het daai man gecheck, en ek weet nie hoekom die ref dit, en daai ou, en hierdie Piet en Koos, my skoonpa, hy was lief vir rugby. Jy weet, toe ek en my vrou, toe ek haar ontmoet, hy's rugby, ek het die rugby ding gaan opswat, nee, ek het die ouens se name geleer ken, want ek moet hom impress. Nee, en dan, as ek en sy, toe ons getroud is, hulle het in Ermelo gebly, dan wil ons gaan kuier daar, maar ek check eers wanneer is die rugby games, want as daar 4 games op 'n naweek is, sê ek nie, ons gaan nie daai naweek nie, want jy kan met hom niks doen nie. Jy praat, al sit daar, dan praat ek met hom, hy kap my ignore, hy kyk rugby, hy hoor niks wat ek sê nie. Nee, hy was lief vir rugby. En ons was lief vir hom. Hy was amazing ou. Jy weet, hy so 'n paar jaar terug oorlede, hy was 'n amazing skoonpa gewees. En ek is so dankbaar vir hom, en net vir hom, wat hy in my vroutjie se lewe gedoen het. Maar vriende, hy was lief vir rugby. Sê mense dit van jou? Is jy lief vir Jesus? Wat sal op jou grafsteen skryf? Hy was lief vir rugby. Hy het gehou van braai. Hy het hard gewerk. Mense, ek weet nie of mense dit gaan skryf nie, maar mag hulle skryf, hy was lief vir Jesus. Ek het Jesus in hom gesien. Baie lewens is verander, omdat hy vir Jesus lief was. Mag dit wees, dat hulle op ons grafstene skryf. Johannes 3 vers 17. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. Salig is julle, as julle dit doen. Ons bid saam. Here, ek weet nie vanoggend nie, Vader, maar ons gaan nou lekker nagmaal ook hou, Here, en ons gaan ons net herinner aan wat U gedoen het, Here. Ek weet nie, Vader, maar vanoggend voel dit net vir my of baie van ons, miskien nie almal nie, maar baie van ons net nodig het om te val. Here Jesus. En net weer te hoor. Net weer bewus te wees, Vader. Ons is op pad ergens heen, Here Jesus, maar waarheen? Hoekom? Here, miskien het ons dit nodig om net weer U standaard te kry, U lig. Net weer U stem te hoor. En net weer op te staan, Here. En net weer te sê, Here, ek sal gaan. En ek sal nie net gaan nie, maar ek sal doen. En ek wil net kom en sê, Here, vergewe my, Here. Vir waar ek dit mis, vir waar, wat net so baie gaan oor my wêreld, Vader, en wat ek moet doen,
en wat ek nodig het, en wat ek wil hê. En Here, nie dat dit verkeerd is, Here, maar Here, mag ek U net meer in daardie plek inbring, Vader. Mag U net meer deel wees van dit, Here. Dankie, Here Jesus. U vir ons lief is. Dankie dat U ons optel, Vader. Daar waar ons lê, kom U elke keer en U tel ons weer op. En dankie dat selfs nou, Here, ek net kan ervaar hoe U my net optel, Vader. My net optel en net weer terugsit en net sê, ek het jou. Ek het jou toekoms. Ek is lief vir jou. Dankie, Here Jesus. Ons moet vanoggend net weer sê, ja, Here. Ja, Here. Dankie, Here. In die naam van Jesus. Dankie, Jesus.